Goeiemôre gemeente. Ek staan nou hier onder, so ek gaan jou nek 'n bietjie kans gee om nou net nie meer daai kop, sodat jy so kan. Die rede hoekom ek hier onder staan is, ons het dis 'n familiediens en ons het dit juist so ingerig vir die familie en veral ook vir die kinders wat in ons midde is vanoggend. Dis lekker om vir jou te sien. Ek wil vra dat iemand vir ons, verkieslik 'n vader, vir ons vanoggend die kers sal kom aansteek. As jy voel jy kan, dat jy vir ons 'n vader, dankie, ek waardeer. Hoe sê hulle, jy moet net vinnig sê, hy is so vinnig soos die bokke se lyn. Ek wil vra dat ons vanoggend, dat jy vir 'n oomblik net sal stil raak, en net die ruimte sal inneem. Ons het 'n voorsanggroep wat vir ons gehelp het om bewus te wees van die Here se teenwoordigheid en die kers help ons nou ook om bewus te wees van die Here se lig wat hier by ons is. Genade dan vir elkeen van julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die 7 geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die betroubare getuie, die eersgeborene uit die dood en die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Gelukkige Vadersdag. Dis 'n besonderse ding om 'n vader te kan wees. En ek dink ons grootste voorreg wat ons het as kinders van die Here is om God ons Vader te mag noem. Ek wil dan vra dat ons sal staan en dan sing ons lied 203 verse 1, 2 en 3 en veral verse 3 sê soos 'n vader sorg vir kinders, sorg die Heer vir wie hom vrees.
Ek lees nou die dag een van oom Paulus se Bybelbriewe wat in die Bybel opgeteken is. Dis 'n brief wat hy vir die mense in Korinthe geskryf het en dit is in 1 Korintiërs 13. Nou ons ken dit so goed as die uitnemendheid van die liefde, maar toe ek gaan kyk het en ek het in die boodskap gaan kyk na die woorde, het dit my nogal baie gevang want ek sien daar staan, toe ek klein was, het ek nie soos 'n groot mens gepraat nie, maar soos 'n kind. Ek het ook gehou van dinge waarvan kinders hou en graag daaroor praat. Ek kon ook nie verstaan waaroor die groot mense praat nie, want ek het deur die oë van 'n kind na dinge gekyk. Maar toe het ek groot geword en dit het alles verander. Die dinge wat vir my as kind belangrik was, is nou nie meer vir my belangrik nie. En ons is nou nog eintlik maar in ons geestelike kinderskoene en ons kan nie alles van God verstaan nie. En toe ek daai stuk lees, toe wonder ek nou so by myself, nou maar wat is die dinge waaroor kinders praat en wonder vandag? En toe besluit ek om vanoggend so 'n bietjie te vra, wat is die dinge waaroor julle so wonder? So, wie gaan vanoggend vir my help? Wie het 'n vraag vanoggend wat hy wil vra? Ek het 'n vraag om Dominee. Jene, laat jy my nou skrik. Sjoe, wie is jy? Ek dink ek het jou al voorheen al gesien nie, of miskien is ek maar net 'n bietjie oud en vergeetagtig. Wat is jou naam? Oom Dominee, my naam is Grace, maar almal noem my sommer Gracey. Gracey? Nou, hallo Gracey. So, wat is jou vraag vanoggend? Oom Dominee, hoekom is die gras groen? Hoekom is die son geel? Is die maan van kaas gemaak? Hoekom is gaapmes as jy Wow. Sjoe. Gracey, maar jy het omtrent 'n klomp vrae vanoggend. Het jy nie dalk enige Bybelvrae of iets oor die kerk of so iets van vanoggend nie? Daarmee kan ek miskien help. Okay, ja, oom Dominee. Ek het gehoor dat oom Dominee sê, Jesus het ons sondes vergewe, selfs die wat ons nog nie eens gedoen het nie. Ja, dis waar. Okay, oom Dominee, dan kan ek mos maar stout wees, want Jesus gaan my mos in elk geval vergewe. Sjoe, Gracey, dit klink dan vir my soos 'n vraag wat sommige van die mense in die Bybel in die tyd van oom Paulus ook gevra het. Regtig, oom Dominee? Ja, Paulus skryf in sy brief aan die mense in die kerk van Rome, skryf hy in Romeine 6 vers 1, wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? En wat het oom Paulus hulle geantwoord? Wel, in kort was sy antwoord gewees, beslis nie. Maar hoekom nie, oom Dominee?
Want sê oom Paulus, die eie ek wat van vroeg tot laat agter elke sonde aangeloop het, is nou morsdood en begrawe en leef ons nou uit die Here se groot genade. Oom Dominee, die tannie daar agter lyk nou so bietjie confused en ek verstaan ook nie lekker nie. OK, hoe gaan ek dit nou verduidelik? OK, maak jou oogies toe en verbeel jou dat jy een van daai mooi rokkies in jou kas aan het. Oom Dominee, daai ene met die pink blommetjies op. Ja, Gracie, daai rokkie, maar hou nou asseblief net jou oogies toe en moet nou nie loer nie. OK, waar was ons nou weer vanoggend? Ja. Jy stap met jou mooi pink blommetjie rok oor pappa se groot groen grasperk en ryk aan die blommetjies, so stap, stap en sing. Sjoe, oom Dominee, dis so 'n mooi prentjie. Ek kan die warm son voel en ek ruik sommer die blommetjies. Hatishu, Jasmine. Jy kan omtrent jou verbeel. Jy stap nog so en sien toe 'n modderplas op die gras en jy besluit om oor hierdie modderplas te spring en karplaks. Daar gly jy en val pens en poetjies binne in die modderplas. Ag nee, jikkie oom Dominee, dis nie meer 'n lekker prentjie nie, Sis. Ek like nou niks van hierdie storie nie. Sisa, ek kyk net hoe lyk my rokkie. Oom Dominee, ek het 'n beter idee. Wag so bietjie. Wat van ek spring soos 'n ballerina so hoog met my tone gepunt oor die modderplas en dan land ek op die punte van my tone en dan draai ek in die ronde en as my rokkie spin. Gracie, nee. Ek is besig om vir jou iets te probeer verduidelik. So maak net jou oë toe, maak jou oortjies oop en luister. Oom Dominee, maar oom kan kwaai raak. My oogies is toe en is toe. En ek luister. Ek is so bly. Nou, kom ons, want onthou ek's oud, jy gooi my heel van trek af. Waar was ons? O ja, jy val pens en poetjies binne in hierdie modderplas en so is jy vol modder. Van jou kroontjie tot jou twintjie. Van my twintjie tot my kroontjie behoort ek nou aan Jesus. Gracie, kom weer terug, asseblief. OK, waar was ons nou weer? Sorry oom Dominee. OK, dis OK. Ek raak net so opgewonde as ek daai liedjie hoor en alles is vol modder. Oom Dominee, ek like hierdie storie niks nie. Gracie? OK, oom Dominee, ek luister. Gaan maar aan met die ou vuil storie. OK. Jy roep om hulp en mamma hoor en los alles waarmee sy besig is en kom aangehardloop en kry jou daar pens en potjies binne in die modderplas. O, gitsie, kom dit. Nou ek gaan pak kry. Oom Dominee, ek het mos gesê ek laat hierdie vuil storie niks nie. Gracie. Wel, mamma tel jou op en druk haar styf teen haar vas. Wat? Kom weer oom Dominee. Mamma druk my styf teen haar vas en ek is vol modder. Maar mamma sal vol modder raak as sy my vashou. Ja, maar dit skrik mamma glad nie af nie. Sy tel jou op en dra jou die huis in, al die pad badkamer toe. Hier kom dit nou. Ek gaan 'n pak slaag kry verseker. Ai. OK, mamma trek jou modder, vuil, smerige rokkie uit, tap lekker warm water in die bad, tel jou op en sit jou in die bad en begin om jou van jou kop tot jou toon silwer skoon te was. Mamma tel jou uit die bad en draai daai snoesige handdoek om jou lyfie. Sy vat jou moddervuil rokkie en gooi dit in die wasmandjie om buite gewas te word. Mamma stap toe kamer toe en gaan haal vir jou 'n silwer skoon rokkie uit die kas uit en trek dit vir jou aan. Oom Dominee, nou wanneer kry ek daai groot pak slaag? Gracie, luister net eers na die storie. Aan die einde sal jy dalk self, ek hoop, agterkom. Nou, jy sal dan verstaan. Wel, mamma kom terug met 'n nuwe skoon rokkie en trek dit vir jou aan en sy tel jou op haar skoot en begin jou haartjies droog vryf met die handdoek en dan gee sy vir jou so 'n vet soen op jou voorkop en sê, Gracie, mamma is baie, baie lief vir jou. Ai, oom Dominee, dis so 'n mooi einde. Ek is so baie lief vir mamma.
Nou ja, Gracie, sê nou vir my, sal jy nou, nadat mamma jou silverskoon gewas het, en jou 'n skilverskoon nuwe rokkie aangetrek het, nou buite toe hardloop, om weer in daai modderplas te gaan spring? Nou wys oom Dominee, Ikonawena, dis mos dan baie stupid om dit te doen. Nou presies, Gracie. Nou dis wat Paulus vir ons kom vra in Romeine 6 vanoggend. Jesus het ons silverskoon van ons sondes gewas en hy het toe in ons plek aan die kruis gesterf. Jesus was nie bang om deur ons vuil sonde lywe vuil gesmeer te word nie. Die Bybel sê dat Jesus al ons sondes op hom geneem het en hy in ons plek kom sterf het. Daarom, omdat ons nou skoon is, wil ons mos nou nie weer terughardloop na ons ou vuil sondes van vroeër nie, om weer vuil gesmeer te word, soos wat ons was, voor ons so skoon gewas is. O, nou verstaan ek wil my skoongewaste nuwe Jesus kleertjies skoon hou, en ek wil wegbly van die ou sonde modderplasse. Gracie, nou slaan jy die spyker op die kop. Kom ons lees vanoggend nou Romeine 6 vers 1 tot 11. Dit wat Paulus vir ons sê. En ek wil vra voor ons die stuk gaan lees dat ons nou ons oë sal toemaak en vir die Here sal vra om deur sy woord met ons te praat. So ons het al die gewoonte, ons maak ons hande oop en ons sit dit op ons skoot en dit is 'n teken van ek vra en ek wag. En ons vra vir die Here, Here, gee vir my uit u woord uit dit wat ek moet doen en dit wat ek moet wees. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, baie, baie dankie vir u woord wat ons mag hê en mag lees. Dat ons toegang het tot u enige plek en enige tyd. Here, wil u deur die woord vanoggend met ons praat, wil u die woord kom oopbreek, en wil u vir ons, dit wat daar is, al is dit op 'n kinderlike manier, Here, wil u vir ons kom wys, u Vaderhart. Mag ons hier uitstap aan die einde van die diens, en mag ons besef, Here, wat u vir ons wil kom sê vanoggend in hierdie teksgedeelte, sodat dit 'n verandering in ons lewens teweeg sal bring. Dat dit 'n verandering in ons kop sal bring. Want wanneer ons kop en ons gedagtes verander, dan begin ons optredes ook verander. Want dit is soos Paulus ook sê in Romeine 12, laat God jou verander deur jou denke te vernuwe, want dan sal ons weet waarop dit neerkom. Amen. Kom ons lees dan nou Romeine 6 vers 1 tot 11. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? En dis die vraag wat ons nou gevra het. Dis die vraag wat Gracie ook gevra het. En Paulus sê beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus, wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Oom Dominee, Ja, Gracie? oom Paulus sê dat ons saam met Jesus gesterf het. Dis waar? Is dit nie so bietjie weird nie? Want oom Dominee, oom lyk nie vir my soos 'n dood nie. Okay, miskien oom se hare, dit lyk 'n bietjie in die graf. Maar ek voel nie dood nie. Papa sê oom Klasie is gevrek, maar oom Klasie kom dan nog vir ons kuier. Wat ek eintlik wil weet is, hoekom sê oom Paulus dat ons
saam met Jesus gesterf het. Okay, Gracie, nou wanneer Paulus sê dat ons saam met Christus Jesus gesterf het, verwys hy na ons geestelike toestand. Deur ons verbondenheid aan Christus het die sonde wat oor ons geheers het, sy mag oor ons verloor en kan die sonde nie meer oor ons regeer nie en is ons nie langer onder sy heerskappy nie. Oom Dominee, daai tannie verstaan nie en ek nog minder. Papa sê partykeer die dominee het vanoggend behoorlik oor ons koppe gepreek. En ek het nou gekyk, maar ek nie die Bybel oor my kop sien vlieg nie. Okay, Gracie, jy maak dit moeilik. Okay, kom ek probeer dit dan nou vir jou so verduidelik. Romeine 6 praat nie daarvan dat ons fisies gesterf het, soos in ophou asemhaal het en begrawe moet word nie. Hy praat van die ou stemmetjie wat in my binneste vir my sê om verkeerde dinge te doen en stout te wees, dat daai stemmetjie nou my binneste nie meer daar is nie. Kom ek verduidelik dit vir jou aan die hand van 'n beeld. Mamma en pappa het mos 'n selfoon en jy het mos al partykeer op daai selfoon bietjie gespeel, né? Ja, natuurlik oom, hulle kry dit soms nie terug nie. Okay, nou, ek wil hê jy moet vanoggend dink aan jou lewe as 'n selfoon. Nou, voor jy aan Jesus behoort het, was daar 'n ou SIM-kaart in jou foon. Nou, daardie SIM-kaart was gekoppel aan die netwerk van die sonde. En al die oproepe en boodskappe en instruksies het net van daardie netwerk afgekom. Die sonde het gereeld vir jou boodskappe gestuur soos: jy is die belangrikste in die wêreld, skop die hond, vertel 'n leuen, man, God bestaan nie, ag, niemand sal dit sien nie. En omdat jou foon net aan daardie netwerk gekoppel was, het jy slegs daardie boodskappe ontvang en net daarop gereageer. Maar God het iets wonderliks kom doen. Hy het die ou SIM-kaart kom uithaal en vir jou 'n splinternuwe SIM-kaart kom gee. En dit het gebeur toe jy vir Jesus in jou lewe ingenooi het. Nou hierdie SIM-kaart se naam is die Heilige Gees. En is jy nou aan Jesus verbonde? Dit laat my dink aan Esegiel 36 vers 26 tot 27 wat sê: ek sal julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Sien, jy is nou deel van die Here se netwerkstelsel. Nou jou ou netwerk, wel, dit bestaan nog. Dit stuur nog steeds boodskappe en syne uit en probeer nog kontak maak met jou. Maar jou lewensfoon is nie meer aan daardie netwerk gekoppel nie. En dit is wat Paulus bedoel wanneer hy sê ons het saam met Jesus gesterf en dat die sonde nie meer nou 'n houvas oor ons lewe het nie. Die sonde kan nog roep, maar dit het nie meer dieselfde verbinding met jou nie. En jy behoort dan nou aan Jesus. Nou wanneer die sonde kontak maak met jou, of althans probeer kontak maak met jou, dan is die antwoord wat hulle kry daar: the number you have dialed is not available. En wat Paulus sê, eintlik sê daai ding, the number you have dialed does not exist. Nee. Maar ons ou natuur, die ou Gracie, né? En die ou oom Dominee, né? Die ou Drian, né? Daai eie ek. Hulle antwoord ook baie keer as hulle bel, dan sê hulle, but please try again later, né? So ons ou SIM-kaart het sy netwerk het gekom, daai ou SIM-kaart het ook gekom met 'n klomp toepassings of hoe noem julle dit? Apps, né? Ja, en daai klomp apps of toepassings is goeie soos vuil taal en koördineer en leuns en hoogmoed en ag, daar's 'n klomp van hulle en hulle kom lê, daai apps kom lê bo op jou lewensfoon. En wanneer die Here jou SIM-kaart verander en ons op die nuwe netwerk geplaas het, lê ongelukkig hierdie ou apps nog steeds op my lewe, op my lewensfoon. Maar partykeer dan is hulle nog steeds hier in die agtergrond besig en is hulle nog eintlik aktief. Ek sien hulle nie meer so baie nie, maar daar's geleenthede en tye wanneer hulle net so opkom, né?
En daarom moet ek die Here vra om my te help om hierdie slegte ou apps, hierdie slegte toepassings, wat nog in my lewe 'n invloed het, om dit te uninstall. So ek moet na die Here toe gaan en vir Here vra, Here, help my dat hierdie slegte meer, en hierdie wat ek so vinnig kwaad word, en as ek my meer verloor, sommer vloek ook, help my om daai app te uninstall. Nou, daar kom nog steeds hierdie ou pop-ups in my lewe. So daar's kere wanneer ek voel, dit gaan goed, en as ek nie waak nie, dan is daar 'n pop-up wat kom, en as ek daarop reageer, dan het dit my partykeer maar net, en dan is dit so stoomroller, as ek my oë uitvee, dan is ek net pens en pootjies weer lekker besig met die ou sonde. Gebruik ek maar weer lelike woorde, en is dit maar net sleg, maar die verskil is, omdat ek aan hierdie netwerk gekoppel is, voel ek onmiddellik sleg. Want ons ou lewensfoon het mos nou verander. Nou van buite af lyk ek nog steeds dieselfde. Ja, my foon lyk nog steeds dieselfde. Ek het nog steeds dieselfde sin vir humor, ek het nog steeds dieselfde talente, maar iets het radikaals verander. Dit wat ek in diens van die bose en van die vuil en die lelik gesit het, dit raak nou in diens van die Here. Nou wil ek die goeie en die mooi goed wat ek het en doen, en dit wat die Here vir my gegee het, soos om mooi te kan sing, dit wil ek nou doen tot eer van die Here, en nie meer vir myself of met verkeerde intensies nie. So ons ou self, sê die Paulus, wat van vroeg tot laat agter elke sonde aangeloop het, is nou morsdood en begrawe, en daarom is ons nie meer slawe van die sonde nie, want sonde het nie meer 'n houvas op iemand wat dan klaar dood is nie. So ons het nou daai gehoor. Maak dit vir jou sin as ek nou so praat oor die SIM-kaart? Oom Dominee, ek verstaan nou, maar ek het nou nog een vraagie. OK, vra maar. Wat beteken dit as ons saam met Jesus opgestaan het? OK. As ons nou saam met Christus Jesus gesterf het, wat ons het soos Paulus sê, glo ons dan ook nou dat ons saam met Jesus sal lewe, want Jesus het mos deur die graf het hy opgestaan, en is hy die eerste wat opgestaan het, en sê hy dat ons gaan volg daarin. So nadat hy gesterf het en begrawe is, het hy uit die dood uit opgestaan, en het die dood nou glad nie meer hou vas op Jesus nie, want hy het die sonde en die dood se mag gebreek. Nou leef Jesus as oorwinnaar daar by God die Vader, en kan ons nou al hier op aarde, kan ons al leef vir die Here, en kan ons hierdie oorwinning saam met die Here vier. Soos in 'n nuwe begin. Presies. Ons kan nou elke dag kies om vir Jesus te leef en te doen wat hom bly maak. Nou dit beteken nie dat ons nooit weer sal sondig nie, maar dit beteken dat die sonde nie meer die ou laaste sê in my lewe het nie. Want Jesus is nou die Here, en hy help ons om al meer soos hy te wees en te word, en begin ons al meer dinge doen wat die Here van hou, en ons doen dit omdat ons dit wil doen. Oom Dominee, nog 'n vraagie. Jy het regtig nie gejoke toe jy gesê het jy het baie vrae nie, né? Natuurlik, ek het nog duisende, maar ek probeer hulle spaar, dit is baie moeilik. OK, vra maar jou vraagie nog. Oom Dominee, moet 'n mens dan nie eers baie soet wees en alles reg doen voordat jy hemel toe gaan nie? Ek wonder of ek sal weet of ek soet genoeg is om hemel toe te mag gaan. Gracie, dis nogal 'n baie belangrike vraag wat jy nou vra. Dink jy dat ons eers baie goed moet wees om eendag hemel toe kan gaan? Maar natuurlik, oom Dominee, die Bybel sê mos dat ons moet gehoorsaam wees. Dis baie waar. Die Bybel sê dat ons gehoorsaam moet wees. Maar as ons baie goed moet wees en nooit ongehoorsaam is nie, en dit die kriteria is of die mylpaal is, en dit ek eintlik moet bereik voordat ek hemel toe kan gaan, dan wil ek vir jou sê, is ek beslis in die sop. Nee, oom Dominee, oom is dan 'n dominee. Oom sal beslis hemel toe gaan. Ek meen, oom werk dan vir die Here. Pappa gaan dan elke jaar na sy werksafsluiting toe.
Nee, wat? As gehoorsaamheid en om die dinge altyd reg te doen en nooit verkeerd op te tree nie, as dit dan alles van my afhang om die hemel te bereik, dan sit Kubai Maraai. Gracie, sê nou ek bring vir jou een groot geskenk. Ek hou baie van geskenke. OK, maar sodra ek vir jou die geskenk gee, sê jy, nee oom Dominee, ek moet eers my kamer gaan opruim en die gras moet ek sny en wagterbad en die blare van die stoep afvee en jy het 'n hele lys en dan eers kan ek hierdie geskenk kry. Oom Dominee, oom is nou baie snaaks. Nou maar hoekom dink jy nou ek is snaaks? Hoekom sê jy nou so? Want oom Dominee, dis mos 'n geskenk. Nie sakgeld nie. Ek kan mos nie vir 'n geskenk werk nie. Nou presies. Die hemel is soos 'n groot geskenk. Ons kan nie betaal of werk om dit te ontvang nie. Dis iets wat ons verniet kry omdat ons in Jesus Christus glo. Nie oor wat ons gedoen het nie of doen nie, oor wat Christus klaar gedoen het. En die hemel behoort aan die Here en hy kom gee dit vir ons soos 'n groot geskenk. Jy sien die Bybel noem dit genade. Genade. Haai oom Dominee, ek ken daardie woord. Mamma sê altyd dit as oom Dries en sy seuns by ons kom kuier. Nee, Gracie, nee, dis nie daardie soort genade nie. O. Dalk moet mamma ook 'n bietjie kom dat sy kom hoor wat is ware genade. Sy sit hierso, sy luister. OK, so ek hoop sy hoor nou baie mooi, want genade beteken dat God vir ons iets wonderliks kom gee het wat ons glad nie verdien nie. Dit wat ons eintlik veronderstel is om te kry en verdien soos 'n pak sla, dit kry ons nou juis nie. Hy kom gee vir ons hierdie geskenk om vir altyd by hom te kan wees. Hy het dit vir ons moontlik gemaak. Gracie, weet jy dat jou naam Engels is vir genade? Regtig oom Dominee? Wil oom Dominee vir my sê dat my naam geskenk beteken? Ja, jy kan dit so op 'n manier so interpreteer, want jy's mos 'n baie groot geskenk van die Here af vir mamma en pappa, né? Nee. Oom Dominee, oom weet, dis vandag Vadersdag, né? Nee? En ek het vir pappa 'n groot geskenk gekoop. Ek weet dis Vadersdag en ons is baie bly dat dit Vadersdag is en jy het ook iets gepraat van Tannie Stefanie het net nou gesê van na die tyd is daar nog iets vir die pappas, maar ons is nou eers daar, ons los nou eers. Kom ons parkeer dit daar en kom ons gaan aan. Wel, om nou weer terug te kom. Jesus het alles gedoen en alles gegee wat nodig was om ons vry te maak van die sonde, sodat ons saam met hom en die Vader en die Heilige Gees vir ewig in die hemel kan wees. Wag 'n bietjie. Nou maak alles sin. As Jesus alles gedoen het wat hy het, dan wil ek mos graag doen wat Jesus bly maak, deur soet te wees en gehoorsaam te wees en alle ander mense lief te hê. So ek doen goeie dinge omdat God my baie liefhet en Jesus vir my gesterf het. So ek word nie gered deur wat ek doen of nog moet doen nie. Ek is gered deur wat Jesus gedoen het. Perfek, Gracie, jy stap dit. So, dan is Romeine 6 die beste nuus ooit. Want oom Paulus sê vir ons dat ons nie wil stout wees nie, want ons ou vuil sonde lewe is dood en skoon gewas en dat ons nou nuwe skoon mense is wat aan Jesus behoort. Wait a minute. Nou maak oom Dominee se vuil storie vir my sin. Dis hoekom ek nie pak slaag gekry het in die storie nie. Oom het vir my eintlik 'n storie van Jesus vertel en Jesus het klaar my pak slaag gekry en dis hoekom ek nie die stoute goed wil doen nie. Want anders is dit soos om my skoon rokkie aspres vuil te maak. Haai, oom is darem maar baie slim. Sjoe, jong, ek kon dit nou nie beter stel nie. Jy maak dit vir my soveel makliker want ek het gedink ek mis jou heeltemal. Nou dis presies wat Paulus vir ons vanoggend wil kom leer het.
Hy wil vir ons kom wys en kom sê, hoe lyk 'n nuwe lewe saam met Jesus? Dat 'n lewe saam met Jesus is iets wat gebeur het met ons en is so wonderlik, dat hier iets binne in my gebeur het en ek het verander. En ek kan mos nie meer optree soos ek was nie, want ek is nie meer daai persoon nie. Ek is 'n splinter nuwe mens. En wanneer ek elke keer die ou dinge doen van die ou mens, dan sê hy dis eintlik baie stupid. Dit is soos om aspris daai rokkie te gaan vuil maak. En dis wat hy vir ons sê. Want as die mense vir hom vra, maar moet ons dan nie aanhou sonde doen sodat die Here se genade moet toeneem nie, dan sê hy beslis nie. Want dis dom om so te dink. Want as jy snap wat Jesus vir jou gedoen het, wil jy nooit ooit weer die verkeerde dinge doen nie. Want jy is vry daarvan en die sonde se mag is ook vry. Jy is nie meer onder die sonde nie. Daai SIM-kaart het mos verander en ek is aan 'n nuwe netwerk gekoppel. Nou, as ons kyk na Romeine 6. Romeine 6 sê vir ons dat ons is vrygemaak deur die Heilige Gees. En ons het vrye toegang tot die Here. En omdat ons vrygemaak is, kan ons ook nou soos vrye mense leef. En in die storie het julle gehoor van die pak sla. Nou baie keer het Gracie onmiddellik gedink, daar moet 'n pak sla kom, want op hierdie aarde, ja, weet ons as ons verkeerde goeders doen, dan moet ons baie keer mos 'n pak sla kry. Maar die storie wil eintlik vir ons kom sê, dat Jesus het alles in my plek, namens my, al klaar gekry, sodat ek heeltemal vry is. Ek is vry van hierdie aanklag van die sonde. Die sonde kan nie meer kom en my kom aankla nie. Want dis wat genade beteken. Hierdie genade, hierdie geskenk wat die Here vir ons kom gee het. Ek het lang geleef in skadu's, die las van sonde op my skouers vasgeketting, kon ek nie loop nie. My eie krag was net te min, maar toe die woorde lig kom bring, 'n nuwe waarheid wat my vry maak. My ou mens het gesterf aan daai kruis. Die sonde kennis is gemaak, vol betaal. Geen kettingsoor, geen skuld om te dra, ek's 'n kind van God, nie meer 'n slaaf nie. Geen kettingsoor, die skuld is verby, en Christus is my siel nou vry. Want Romeine sê, die ou mens is dood, samen met hom aan die kruis genaal. Die mag van sonde oor my het gebreek. My hart en gees is nuut gemaak, herstel. Die gees getuig, ek hoor sy stem. Die vryheid wat hy bring, is waarlike vryheid. Mens het gesterf aan daai kruis. Die sonde kennis is gemerk, vol betaal. Geen kettingsoor, geen skuld om te dra, ek's 'n kind van God, nie meer 'n slaaf nie. Geen kettingsoor, die skuld is verby, en Christus is my siel nou vry. Galasiërs 6 staan vas in vryheid. Moenie buig voor ou gebooie nie. Die prys is betaal, die band is gesny. Ek loop nou in die lig, deur sy genade ek is vry. Van donkerte na lig, uit die graf se skadu ek is losgemaak. my hart roep halleluja. My ou mens het gesterf aan daai kruis. Die sonde ken
word vir ewig vry deur Jesus se offer vir my. Nie meer 'n slaaf nie. Die prys is vol betaal. Nie meer 'n slaaf nie. Ek is waarlik Kom ons sluit die oë. Here, dankie, dankie, dankie en nogmals dankie dat ons vry mense mag wees, vrygekoop, vrygespreek en vrylike toegang tot die Vader. Dankie, dankie. Here, dankie wat U vir ons kom doen het. Here, ons wil nie teen op een of ander manier verkeerd lewe nie. Want ons is nuwe mense, vrygemaak, vrygekoop, vrygespreek. Here, mag ons deur hierdie vryheid, deur hierdie groot genade en liefde van U, so teenoor mekaar optree. So optree wanneer U ons uitstuur en sê, gaan vertel vir ander van wat ek kom doen het. Here, want U roep ons nie as slaaf nie. U roep ons nie om vir U te kom werk nie. Nee, U roep ons om dit wat in ons binneste gebeur het, wat ons nie eintlik vir onsself meer kan hou nie, want dit borrel in my, dit borrel in my en ek is so bly. Ek is vry en wil ek dit met ander gaan deel. Dankie, dankie Here. Amen. Weereens baie gelukkige Vadersdag en ons het dan nou die briefies wat uitgegee is, so geniet dit en dankie vir alles wat daarmee saamgaan. Ek wil hê dat ons dan sal staan en met begeleiding van die rekenaar gaan ons dan lied 308, neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. En soos ons nou gepraat het mos oor die apps wat die ou mens op my lewe gelos het en op hy lewensfoon vir my gelos het, so het die Here toe hy in ons lewe ingekom het met die Heilige Gees, het daar 9 nuwe apps in my lewe gekom. En dit is die vrug van die Gees. En dit is deur die vrug van die Gees dat ek nou vir die Here sê, Here, aktiveer nou hierdie apps in my. Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. Kom ons staan en dan sing ons dit saam. Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skoei Heer, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Heere hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, Hul sal vind wat na U vraag. Neem my goud en silwer Heer, niks nou met my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in U Vaderhand. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad
Mag die genade en die vrede van die Here met jou wees en bly. En mag jy van hier af uitgaan en gaan leef soos een met 'n nuwe SIM-kaart, met nuwe apps wat geaktiveer is deur die Heilige Gees. Mag ons uitgaan en gaan doen wat die Here vir ons vra, nie om vir hom te werk nie, maar vir wat hy vir ons kom doen het. Amen.